Galasiërs hoofstuk 2. Nou, ons gaan aangaan, ons gaan vers 1 tot 10 doen. Ek wou eers net vers 1 tot 6, maar tot by vers 10, dit vorm eintlik verder ook 'n geheel, so toe wou ek na vers 10 gaan, maar ek is bang dit raak te veel. Ek weet ons het saam nagmaal vanoggend, en ek gaan so bietjie stadiger deur dit gaan, Galasiërs 2 vers 1 tot 10. Dit is regtig die reguitste brief wat Paulus ooit geskryf het. Ek het op 'n stadium nog geworstel met 2 Korintiërs. Ek sal die stelling maak en sê 2 Korintiërs is die mees emosionele brief, maar Galasiërs is by verre die reguitste brief wat Paulus ooit geskryf het. Hy gebruik aggressiewe taal, hy gebruik in 'n sekere sin sterk taal as hy vir hulle sê julle dwaase. Hy in al die ander briewe amper dan sê ek dank die Here vir julle. Hierdie is die een brief van wie hy dit nie eers doen nie. Jy weet, so hy is regtig ontsteld, en die ontsteltenis, die van julle wat nou die vorige 3 Sondae hier was, julle moet onthou dat hierdie ouens het tot geloof gekom, en toe kom daar Judeërs, Handelinge 15 vers 1, en sê vir hulle, dis reg, julle moet Christus ken, maar julle moet nou nog besny word ook, en dan kan jy gered word. So werke is bygebring, en Paulus vaar teen dit uit, en hy sê, dis nie eers noodwendig dat jy van die evangelie wegvat nie, dis ook gevaarlik om by die evangelie by te sit. Nou ek gaan vir die kinders vra, Galasiërs 2 vers 1 tot 10, wie van die kinders het papier by julle en 'n pen? Ja, hier is van julle, ja, skryf net vir my, in hierdie 10 verse, skryf net vir my die name neer, wat ek noem. Skryf die persone se name neer, wat ek noem, en dan gaan ons bietjie later sien hoekom dit belangrik is, die name wat hy noem. So al die kinders wat wil, en die groot mense kan ook, julle kan ook maar onthou, hoor die name wat gebruik word, Galasiërs 2 vanaf vers 1. Daarna, 14 jaar later, het ek weer na Jerusalem opgegaan met Barnabas en Titus ook saamgeneem. Maar ek het opgegaan op grond van 'n openbaring en hulle die evangelie voorgelê wat ek onder die heidene verkondig, en afsonderlik aan die wat in aansien was, dat ek nie miskien te vergeef sou loop of geloop het nie. Maar selfs Titus wat by my was, is Titus wat by my was nie gedwing om besny te word nie, alhoewel hy 'n Griek is, en dit vanweë die ingesmokkelde valse broeders wat ingesluip het om ons vryheid te bespied, wat ons in Christus Jesus het, sodat hulle ons in diensbaarheid kon bring, aan wie ons self nie 'n oomblik in onderworpenheid toegegee het nie, sodat die waarheid van die evangelie by julle bestendig sou bly. Maar van die wat in aansien was, wat hulle vroeër was, maak by my geen verskil nie. God neem die persoon van die mens nie aan nie. Hulle dan wat in aansien was, het my niks meer opgelê nie. Maar inteendeel, toe hulle sien dat aan my die evangelie van die onbesnedenis toevertrou is, net soos aan Petrus, die vir die besnedenis, want hy wat Petrus bekragtig het met die oog op die apostelskap vir die besnedenis, het my ook bekragtig met die oog op die heidene. En toe hulle merk die genade wat aan my gegee is, het Jakobus en Sefas en Johannes, wat as pilare geag is, aan my en Barnabas die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene en hulle na die besnedenis kon gaan. Alleen moes ons aan die armes dink, wat ek my juis ook beywer het om te doen. Net tot daar. Nou ek bely vanoggend dat dikwels, wanneer jy in jou Bybelleesprogram deur Galasiërs gaan lees, gaan hierdie 10 verse, jy gaan heel waarskynlik vinnig daar deurlees, en as jy nie 'n papier vat en nie prentjies teken nie, nie bietjie 'n diagram teken van wat sy argument is nie, gaan jy aanlees en dalk die belangrikheid daarvan mis. Ek het dit nou op die vorige 3 Sondae ook vir julle gesê. As daar een ding is waaroor jy nie wil verkeerd wees nie, is dit die verstaan van die evangelie. Nou, ons sit vanoggend hier, as ek net so vinnig kan dink, ons sit vanoggend hier mense uit mense wat dalk in die Baptistekerk groot geword het, NG, Hervormd, Gereformeerd, AGS, EG, ons sit hier uit 'n klomp denominasies, en elkeen het sekere klemverskywings, en ek weet dat ons gaan nie altyd oor alles 100% saamstem nie, maar waarvoor Paulus beklei, dis die een ding waaroor jy nie wil verkeerd wees nie, maak nie saak uit watter kerk jy vanoggend hier is dit nie,
Maak nie saak in watter kerk jy groot geword het nie, hierdie dinge is ononderhandelbaar. Nou, hier's 'n les, voor ek verder gaan. Paulus beklei bitter hard vir dit, en ons lewe in 'n tyd waar daar vir mense gesê word, weet jy, dis okay, ons moet plek maak vir almal met hulle verskille. Wanneer dit verskille is wat regtig moeilik is, kom ons praat van die eindtyd, kom ons praat van lidmaatskap, sekere goedjies waarin ons in klein areaatjies bietjie kan verskil, ons sukkel. Maar wanneer dit kom by hierdie ding, mag ons nie verskil nie. Met ander woorde, ek en julle mag nie by daai deur uitloop en ons verskil oor wat die evangelie is nie. En dit is waaroor Paulus so hard beklei in hierdie gedeelte. Dis waar hy eintlik so ontsteld was. Julle sal onthou in Galasiërs 1 vers 6, het Paulus vir hulle gesê, ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander evangelie is nie. En hy sê, as iemand 'n ander evangelie bring, vervloek is hy. So as jou verstaan van die evangelie verkeerd is, dan beteken dit, jy kan dink jy's gered, maar eintlik is jy vervloek. Eintlik is jy totaal verlore. En in die vorige hoofstuk, wat Paulus gedoen het is, wat gebeur het is, almal was dalk nie die vorige week of 2 weke terug hier nie. Hulle sou gekom het, en dit gebeur in ons tyd ook nog so. As jy nou 'n ou wil skade aandoen, dan beskadig jy sy reputasie, en jy beskadig sy boodskap. Nou wat hulle met Paulus sou doen is, hulle sou gekom het en gesê, maar Paulus, onthou Paulus is nie 'n regte apostel nie. Hy was nie een van die oorspronkelikes wat saam met Jesus was nie. Hy was nie saam met Petrus, Johannes en Jakobus hulle gewees nie. Hy's 'n tweedehandse apostel. En in 1 vers 1 het hy dit reggestel, toe hy sê, hy is 'n apostel deur God aangestel. Net soos al die ander. Of hulle sou kom en sê, maar sy evangelie, hy het maar gevat wat hy by hulle gehoor het, en hy het dit so bietjie aangepas. Hy het sy eie goed bietjie daarmee gemeng. En dan sê Paulus in die einde van hoofstuk 1, dan sê hy, ook my boodskap het ek nie by hulle gehoor nie. Ek het dit by Christus self gehoor. Hy sê vir hulle, ek was vir 3 jaar, nie by een van hulle nie, voor ek vir Petrus gaan ontmoet het. So ook my boodskap, ook die evangelie wat ek verkondig, het ek by Christus alleen gehoor. En 2 weke terug, toe kyk ons na kenmerke van vals leerstellings. Laas week, toe noem ek vir julle 4 kenmerke wat uniek is aan die evangelie. Die eerste een was die gesag van die evangelie is uniek, die genade van die evangelie is uniek, die krag van die evangelie is uniek, en die doel van die evangelie is uniek. En ek dink nie Paulus het ooit besef, dat hierdie stryd wat hy het, 2000 jaar later, nog net so kosbaar sou wees nie. Hoe meer ek hierdie verse gelees het, hoe meer het ek besef dit help ons. Hier's 'n vraag. Hoe weet julle, ten spyte van al die kerke wat daar is, al die denominasies, al die ander, kom ons praat van sektes ook, nie net gewone denominasies nie, hoe weet ek en julle, dat die evangelie wat ons hoor, die regte een is? Baie mense worstel met dit, hulle sal vir jou sê, een persoon sê vir jou dit, ander persoon sê vir jou dat, hoe weet ons nou? En dis 'n saak van hemel en hel. Dis nie 'n saak van dat elkeen mag glo soos hy wil nie, iewers moet die waarheid wees. En kom ons noem vanoggend, kom ons noem die gedeelte, die behoud van die evangelie in ons tyd. Hier is 'n paar dinge wat ek en julle moet onthou, as ons by die ware evangelie wou bly. As jy sou gaan ondersoek doen, waarby sou jy uitkom? Lee Strobel het 'n boek geskryf, van julle het hom dalk gelees, The Case for Christ. Is hier enigiemand vir daai? Hier's 'n paar van julle. Lee Strobel se boek, The Case for Christ, hy was 'n ateïs gewees. Volkome ateïs. Toe kom sy vrou tot bekering. En toe is hy so teleurgesteld. Hy skryf het, hy sê joernalis in Amerika gewees, hy het misdaad ondersoek en hy het geweet hoe werk 'n ondersoek. Hy skryf dat toe hy hoor sy vrou se Christen, toe sê hy, daar's al ons pret uit die deur uit. Nou gaan ons lewens nie meer lekker wees nie. En toe gaan ondersoek hy die valsheid van Christendom, sodat hy sy vrou kan verkeerd bewys, dat sy nie 'n Christen moes word nie. En toe hy al die feite bestudeer, toe word hy self 'n gelowige. Hy het onder andere, hy sou na 'n man toe gestap het, Craig Blomberg, is een van die beste professors en kenners van die Bybel. Hy het afsprake gemaak met hom, hy het afsprake gemaak met 'n hele klomp van die beste voorstanders van die Bybel in die wêreld, dan het hy na hulle toe gereis,
en hy het by hulle in hulle studeerkamers gesit. Hy het vir Craig Blomberg gesê hy dit. Hy sê, hy beskryf dit, hy sê ek sit daar met 'n gesindheid van absolute, hy's net krities, en hy sê vir hom, sê jy vir my, dis nou vir die slim professor, is dit regtig moontlik om 'n intelligente, kritiese, denkende persoon in ons tyd te wees, en nog steeds te glo dat die evangelie deur die 4 persone geskryf is wie se name in die Bybel staan, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. En Craig Blomberg het so agteroor gesit en vir hom gesê, sonder twyfel. En wat hy te doen is, toe gaan hy van persoon tot persoon. Hy sê maar, wat van al die geskrifte, opgeskrifte en afskrifte, hoe weet ons die waarheid? En ek hoop ek kan julle nuuskierig maak, moenie die film kyk nie, hoor. Moenie die film kyk, The Case for Christ nie, lees die boek en kyk hoe wonderlik hy dit doen. Nou in ons teksgedeelte, kom ons deel dit in 3. Kom ons sê die betroubaarheid van die evangelie, vers 1 tot 6, die bediening van die evangelie, vers 7 tot 9, en die besorgdheid van die evangelie. Ek sal dit verduidelik in vers 10. Die eerste een, die betroubaarheid van die evangelie in ons tyd. Nou volg saam met my hoofstuk 2 vers 1. Daarna, 14 jaar later, het ek weer na Jerusalem opgegaan met Barnabas en Titus ook saamgeneem. Nou, vir baie mense is moeilik om te sê wat die ware evangelie is. Baie mense is regtig verward. Weet julle, as die Jehova getuie in jou deurklop en jy gaan met hom praat, gaan hy vir jou verwar. As jy nie seker is wat jy glo nie, gaan hy vir jou verwar. Dit gaan, ek het al met Jehova getuies gepraat wat nie baie geleerd is in wat hulle self glo nie, dan sien jy vinnig die gate raak. Maar ek geniet dit om met die Jehova getuies te gesels. Ek geniet dit regtig en ek gee baie om vir hulle. Ek het al met van hulle gepraat dat as hulle met jou praat, dan stap jy weg en dan sê jy maar ons verskil amper glad nie. So as jy met een gaan praat wat regtig weet, hy gaan vir jou verwar. Wanneer die 7-dagse Adventis saam met jou gaan kuier, gaan jy 'n toegewyde gelowige sien, maar jy gaan dalk verward word. Veral wanneer dit kom byvoorbeeld by hoekom ons op Sondag kerke hou en hulle hou op die Sabbat kerk. As jy al, dit kom eintlik in ons huise in, as jy al ooit 'n reeks van Walter Wief gekyk het, professor Walter Wief wat in die Kaap is, die beste reeks ooit oor die 6-dag skepping, wat jy aan kan dink. Maar dan gaan jy na jou posbus toe, en daar's 'n CD of 'n DVD van hom in jou posbus ingesit in ons dorp, en as jy na hom luister in Openbaring, of jy luister na hom oor die Sabbat, dan gaan jy met vrae sit. Jy gaan regtig versoek word om verward te word, en nie meer weet nie. En ons leer uit hierdie gedeelte uit 'n paar dinge wat ek dink vir ons kan help. As hy in vers 1 sê, daarna 14 jaar later, daar's baie verskille oor wanneer was die 14 jaar, was dit 14 jaar na die eerste keer wat hy daar was dit 14 jaar na dit, wat ook al dit beteken, ten minste net, kyk gou saam met my na die teks. Dit lyk of dit 14 jaar was, na sy vorige besoek waarvan hy in hoofstuk 1 vers 18 gepraat het. Maar is duidelik dat hy al 'n tyd saam met Barnabas en Titus gewerk het. Nou, die rede hoekom hy die inligting gee vir my, en julle is dit geskiedenis, maar dit maak of breek hierdie gedeelte. Ons sou maklik 'n hele uur kon besig wees net met die eerste 4 verse, maar ek gaan dit vir julle opbreek of baie eenvoudig vir julle verduidelik. Nou gaan ek gou vir die kinders vra, want hy noem name. Watter name het julle raak gelees? Barnabas en Titus, Petrus, Jakobus, Sefas wat ook Petrus is, en Johannes. Dis die name, nee. Nou net om vir julle te help, Sefas is ook Petrus. So, moenie te veel oor dit wonder nie. Hoekom sou hy daai name gebruik? Nou, ek sal nou by Barnabas en Titus kom, maar ek wonder as ek vir die kinders sal vra, Lispie, Giliam, Elmar, Lodewyk, vir al die kinders wat kan onthou, wat weet julle van Petrus, Johannes en Jakobus? Hulle was apostels. Wat nog meer interessant is ons weet Petrus en Johannes en Jakobus was die naaste 3 aan Jesus gewees. Petrus word partykeer beskou as die leier van die apostels. Hierdie Jakobus is die interessante een, is eintlik nie die ander Jakobus nie, hierdie is Jakobus die broer van Jesus, wat in die kerk van Jerusalem die leier was. So ons praat regtig nie van
enige mense nie. Julle sal sien in vers 9, dan praat hy van ouens wat pilare was. Dis daai tipe manne. Hoekom sou hy dit noem? Weet julle, vers 2. In vers 2 praat hy van hulle. Julle ken daai gesegde, hulle sê, nê? As jy iets doen en vra, hoekom doen jy dan sê jy want hulle sê. Nou, vers 2, die woord hulle. Vers 2, die woorde, die wat in aansien was. Van die vertaling sal sê, die vernames, die belangrikes. Vers 6, die wat in aansien was. Vers 9, pilare. Nou Paulus is nie sarkasties as hy na hierdie mense verwys as die belangrikes nie. Wat heel waarskynlik gebeur het is, die vals leraars het gekom en gesê, ons, die belangrike mense is Petrus, Johannes en Jakobus. En Paulus kom en hy verdedig homself en hy sê, daardie selfde mense het saam met my gestem. Dis eintlik wat hy doen in hierdie gedeelte. Maar vir wie vat hy saam in vers 1? Barnabas en Titus. Nou, hierdie wil ek graag vir julle wys, en ek dink die kinders kan dit ook raak sien. Ons gaan dit dalk nie uit ons koppe uitken nie, ek ook nie, al is ek deur Handelinge, ek het dit al klaar vergeet. Maar Barnabas, kom ek vat julle gou na Handelinge 4 toe. En ek wil hê die kinders moet saam oplet, want tot julle kan iets sien van wanneer ons die Bybel lees, kan ons iets van iemand leer. In Handelinge 4 byvoorbeeld, vers 36. Handelinge 4 vers 36 en 37. Ons lees daar, en Joses, wie sy bynaam onder die apostels Barnabas was, wat as dit vertaal word, beteken seun van vertroosting. Nou, tot die name hier is kosbaar. Die apostels het hom met 'n rede Barnabas genoem, want hy was regtig iemand wat ander bemoedig het. Goed waarby ek nie eens gaan uitkom nie. Barnabas was eintlik die leier gewees. En dan in Handelinge 11 of 15, ek is nie seker nie, verander dit, dan is hy ondergeskik aan Paulus. Hy was baie nederig gewees. Nou sê hy in vers 36, 'n Lewiet van geboorte uit Cyprus. So hy was 'n Jood gewees. Hy was regtig 'n besondere man. Dan sê vers 37 dit, het 'n stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Wat weet ons nog van Barnabas uit vers 37 uit? Hy het omgegee. Hy was die tipe man dat toe hy sien ander mense kry swaar, toe verkoop hy sy goed. En hy gee dit vir die apostels en hy sê, gaan help daai mense. Dis hoe Barnabas was. Kyk gou in Handelinge hoofstuk 9, blaai so 'n bietjie aan. Ek gaan nog net so 2 stukke vir julle lees van Barnabas. In hoofstuk 9 vers 26. En toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die disippels aan te sluit, maar almal was vir hom bang. Dis net na Paulus se bekering, omdat hulle nie geglo het dat hy 'n disipel was nie. Maar Barnabas het hom geneem en na die apostels gebring en hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het en dat hy met hom gespreek het. Sien julle dit raak? Barnabas was die ene wat Paulus by die apostels ingebring het. Hulle het vir Barnabas vertrou, want op grond van Barnabas se woord het hulle vir Paulus geluister. Kyk gou nog enetjie, Handelinge 15. Handelinge 15 vers 36. Ons kan nog iets van hom leer. Handelinge 15:36 en 'n paar dae daarna, en net vir julle interessantheid, dis min of meer waar ons nou in Galasiërs trek, Handelinge 15. Paulus en Markus, hulle het ongelooflik van mekaar verskil, soveel dat hulle paaie geskei het. En 'n paar dae daarna het Paulus vir Barnabas gesê, laat ons teruggaan en ons broeders besoek in al die stede waarin ons die woord van die Here verkondig het, om te sien hoe dit met hulle gaan. En Barnabas wou Johannes, wat Markus genoem word, saamneem. Maar Paulus het dit nie reg geag om hom saam te neem, wat van Pamfilië af hulle verlaat het, en nie saam met hulle na die werk gegaan het nie. Nou die van julle wat saam in Handelinge was, Markus het op 'n stadium, amper sê ek nou die lelike Engelse woorde uitgechicken. Johannes Markus het op 'n stadium koue voete gekry en nie saam met Paulus hulle gegaan nie. Dan sê vers 39 dit, daar het toe 'n verbittering ontstaan, sodat hulle van mekaar geskei het, en Barnabas het Markus saamgeneem en na Cyprus uitgeseil. Hoe ook julle moet dit van Barnabas raak sien. Hy was nie 'n ouetjie wat jy sommer net omstoot nie. Toe hy van Paulus verskil, toe kies hy nie Paulus se kant nie, toe gaan hy saam met Markus.
So jy kan ook nie sê, maar Barnabas het net alles agter Paulus aangesê nie. Dis ook nie waar nie. En Paulus noem hierdie name, want hulle sou weet, as hy Barnabas se naam noem, dan noem hy iemand se naam wat hulle kon vertrou. Dis as ek vir Elisabeth sou vra, jy weet, sy het dalk al goed gehoor wat mense sê, maar dan dink sy glo dit nie. Maar as haar pa Trevor vir haar iets sê, dan weet sy kan dit glo. Ons ken die mense se getuienis. En wanneer Paulus dan Barnabas noem, dan noem hy iemand van integriteit. Jy kon nie aan dit twyfel nie. Hy vat ook vir Titus saam. Wat sien julle raak van Titus in vers 3? Wat weet ons van Titus uit Galasiërs 2 vers 3 uit? Wat sien julle? 2 goed. Hy was 'n Griek en hy was nie besny nie. Nou dis belangrik. Paulus noem dit met 'n rede. Paulus was 'n heiden gewees. En Paulus en Barnabas vat vir hierdie Griek saam en waartoe gaan hulle? Jerusalem toe, waar Petrus, Johannes en Jakobus almal Jode is. En Paulus se hele punt is, hy sê dit, almal was tevrede dat Titus nie besny was nie. Dis belangrik om te verstaan, want die valsleraars het gesê, julle moet besny wees om gered te wees. En Paulus kom en sê, weet jy wat? Ek en Barnabas het tot vir Titus, wat 'n Griek was, saamgevat. En daardie manne, wat julle sê die belangrike manne is, was tevrede daarmee dat hy nie besny was nie. Dis die een plek waar jy sou dink as hulle vir Titus inbring, sou hulle gesê het besny hom eers. Maar hulle het dit nooit van hom verwag nie. Dieselfde met die ander name, Jakobus, Petrus, Johannes. Die evangelie wat deur Paulus gepreek is aan hulle voorgehou en dan sê Paulus dit. En hulle het met dit geen probleem gehad nie. Dit was dieselfde evangelie. Net vir interessantheid. Kan julle sien hoe die Here werk met daai raad in Jerusalem? Dat dit die kerk 2000 jaar later kan help met vals leerstellings? Paulus het op daai stadium net vir die saak beklei van die evangelie, nooit gedink seker, dat 2000 jaar later gaan dit kerke help nie. Blaai na Handelinge 15 toe. Dis dalk belangrik dat ons iets daarvan raak sien. In Handelinge 15. Dit gaan my en julle help met toepassings. Die eerste stuk vat nou 'n bietjie tyd, maar ek gaan nou vinnig vir julle wys hoe dit ons help. Handelinge 15 vers 1. En sekere persone wat van Judea afgekom het, die broeders geleer, as julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie. Toe daar nou geen klein stryd en woordewisseling van die kant van Paulus en Barnabas teenoor ontstaan het nie. Met ander woorde, toe daar 'n groot stryd is, het hulle besluit dat Paulus en Barnabas en nog 'n paar ander van hulle sou opgaan na die apostels en ouderlinge in Jerusalem in verband met hierdie vraagstuk. Kan julle onthou in Galasiërs 2, en hy het met die vernames gepraat en ook privaat met hulle gepraat, en hulle is deur die gemeente uitgelei en het Fenisië en Samaria deurgegaan en dan gaan hy so aan. Spring nou so 'n bietjie af. Vers 8. En God wat die harte ken het vir hulle getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. So Paulus, hulle sê, weet julle wat? Die heidene het net soos ons tot bekering kom, ook die Heilige Gees ontvang. En hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hulle harte gereinig het deur die geloof. Onthou daai woorde. Nou dan, waarom versoek julle God, hoor nou mooi hierdie woorde, deur op die nek van die disippels 'n juk te lê wat ons vaders en ook ons nie in staat was om te hou nie. En toe skryf hulle 'n brief vir al die kerke, onder andere die kerk in Galasië. En hulle sê, julle hoef nie besny te word nie, hier's wat ons van julle verwag. Nou kom ek bring dit by mekaar terug. In Galasiërs 2 vers 4, en dis in Handelinge 15 ook, in Galasiërs 2 vers 4 sê hy, en dit vanweë die ingesmokkelde vals broeders wat ingesluip het. Dit was spioene. Dit was ouens wat ook daar ingekom het, en toe Paulus hulle punt stel, toe spring hierdie ouens op, en hulle was ook gesiene mense, en hulle sê, nee, Paulus, dis nie waar nie. Hy sê, hulle was ingesmokkel. Weet julle daai selfe woord? Jare terug, by 'n samekoms wat Billy Graham gehou het. Net vir interessantheid, toe gaan hoe die samekomste werk, ons doen dit nie so nie, maar hoe 'n Billy Graham samekoms gewerk het, en ek was al by soortgelyke dinge gewees, die evangelie word gepreek, maar voor die tyd word 'n paar mense as beraders of counselors geïdentifiseer. Jy kry 'n plakker, dan staan daar counselor op.
So wanneer die evangelie gepreek is, tipies hoe dit in daardie milieu werk, jy steek jou hand op, jy wil Jesus aanneem, dan sê hulle vir jou almal wat julle hande opgesteek het, gaan agter na die kerk toe, dan praat julle met iemand wat sê counselor. By die geleentheid het die Jehova getuies vir hulle sulke plakkers gemaak, counselor, wat hulle nie regtig was nie. En by die Billy Graham samekoms, wanneer die mense dan na die tyd na die counselors toe moet gaan, dan gryp die Jehova getuies hulle en hulle leer hulle wat hulle glo. Nou dis die woord insluip. Dis die woord min of meer waarna hier verwys word in hierdie gedeelte. En hier's die vraag, moet die kerk vandag nog versigtig wees vir dit? Ja, natuurlik. Kom ek maak 'n toepassing en dan gaan ons aan. Die volgende 2 punte sal regtig nie lank wees nie. Weet julle, ons hoor mense wat vir gelowiges sê, jy moet net nog dit ook doen. Jy moet net nog dat ook doen. Jy moet as jy gered wil word, moet jy die Sabbat vier. Kan ek 'n sensitiewe ene sê? As jy wil hê jou kind moet gered word, moet jou kind gedoop word. Ek sal nou dit verduidelik, met baie respek teenoor mense, wat baie goeie sienings het, selfs wanneer dit kom by die doop van kinders, maar ek wil 'n stelling maak, weet julle, 'n gedoopte babietjie in die huis van gelowiges het geen voordeel bo 'n ongedoopte babietjie in die huis van gelowiges nie. Ek sê dit regtig met baie respek teenoor mense wat 'n baie sterk siening handhaaf oor die doop van babietjies, maar daar's ten minste 2 goed waaroor selfs hierdie mense sou saamstem. Daar's 2 groot foute wat gemaak word in ons tyd. Die een is dat die doop van 'n babietjie die babietjie red. Dis nie waar nie. Okay? Selfs mense wat kinders doop, maar wat 'n goeie skrifbeskouing ten minste agter dit het, sal vir jou sê, die doop red nie die babietjie nie, hulle moet self nog tot geloof kom. Maar in ons land het dit so gewerk dat jy doop die kind, van daardeur word hy gered. Dit was hoe dit gesien was. Die ander fout, as jy dalk nie dit glo nie, dan sou mense sou glo, die doop om 'n babietjie te doop maak sy kans op redding groter. Dis nie sy doop wat sy kans op redding groter maak nie. Dit is God se soewereiniteit wat kinders red, en dit is die sfeer van die evangelie in elk geval in die huis van gelowiges, sy verbintenis met sy gelowige ma, sy gelowige pa, wat vir hom tot voordeel is. Maar weet julle, hoe weet ek en julle dan nou die evangelie wat ons glo, dat dit reg is, die behoud van die evangelie? Waaraan meet jy dit? En die antwoord wat Paulus gee, 6 name. Dis so eenvoudig, julle gaan dink, ja nee, maar dis te eenvoudig as almal kan dit sê, dis waar. Gaan terug na die skrif toe, gaan terug na die mense toe wat dit eerste gepreek het. Dis hoekom ek en julle Matteus, Markus, Lukas en Johannes in die Bybel het. Het jy al ooit gewonder, hoekom 4 evangelies, hoekom nie net 1 nie? Want dit bevestig dit. Bruce Metzger is ook 'n briljante teoloog, en toe sê hy, maar die 4 evangelies is nie almal presies dieselfde nie. Toe sê hy, weet jy wat, en julle kan dit insien. As al 4 evangelies identies dieselfde was, dis soos jy gaan skryf eksamen, en 4 studente se antwoorde is woord vir woord dieselfde, wat sou jy gedink het? Hulle het afgekyk, het gekrip, is wat jy sou dink. En dieselfde met die evangelies, dis hoekom ons dit het, dis hoekom ons Petrus het, Markus, Paulus se briewe, weet jy nou, dis net interessant dat hierdie Barnabas, ons kan nie met sekerheid sê nie, maar baie glo dat hy die een is wat Hebreërs geskryf het. Daar's baie mense wat oortuig is dat Barnabas Hebreërs geskryf het. Ek en julle gaan terug na die skrifte toe. So wat is die behoud van die evangelie? Terug na die skrifte toe. Dis so betroubaar soos die skrif self. Jy hoef nie na menslike opinies te hoor nie, jy maak soos die ouens in Berea, van wie ons in Handelinge lees, gaan ondersoek die skrifte en kyk of die evangelie wat julle Sondag na Sondag hoor, strook met dit wat die eerste ouens gepreek het, en dit wat hulle verkondig het. Die tweede ene, net kortliks, die bediening van die evangelie in ons tyd, vers 7 tot 9, ons moet dit raak sien. Maar inteendeel, toe hulle sien dat aan my die evangelie vir die onbesnedenis toe vertrou is, net soos aan Petrus vir die besnedenis, want hy wat Petrus bekragtig het met die oog op die apostelskap vir die besnedenis, het my ook bekragtig met die oog op die heidene, en toe hulle merk die genade wat aan my gegee is, het Jakobus en Sefas en Johannes, wat as pilare geag is, aan my en Barnabas die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene en hulle na die ander kan gaan. Daar's 'n hele paar dinge, ek gaan een noem.
ek en julle moet iets leer hieruit. Toe Paulus die woord onbesnedene was 'n skeldwoord gewees, 'n skeldwoord. Kyk, as jy 'n onbesnedene was, dan het die Jode dan het hulle regtig op jou neergekyk. En Paulus gebruik as prins daai woord. Kan ek reguit wees, die onbesnedenes was ek en julle, wat uit die heidene uit bekeer het, so eenvoudig soos dit. So dank die Here vir hierdie dag in die kerk se geskiedenis, want Paulus is gestuur vir mense soos ek en julle. Maar weet julle wat was die punt? Vers 7 tot 9, kom ek som dit op in een sin. Een evangelie vir almal. Dit was die punt. Dis sy hele ding. Hy verkondig presies dieselfde evangelie. Hy het nie 'n ander evangelie aan ander mense gaan verkondig omdat hulle ander gebruike het nie. Dit was een evangelie vir almal. 'n Versie in Handelinge 15 wat jy nogal tussen die oë slaan, is dit sou die Jode, dit behoort my en julle ook. In Handelinge 15. Kyk gou Handelinge 15 vers 11. Hoor gou hierdie woorde in vers 11. Maar ons glo dat ons deur die genade van die Here Jesus Christus gered word op dieselfde manier as hulle ook. Nou dis iets baie fyns. Dit sou sin gemaak het as hulle gesê het, kom ons sê ons was Jode, ons is nou nie, maar kom ons sê ons is die ouens. Dit sou sin gemaak het as hulle gesê het, daai ouens was net soos ons gered. Dit sou nogal sin gemaak het, maar dis nie wat hy sê nie. Hy sê ons is net soos hulle gered. Dis baie fyn, maar hy tref nie eers onderskeid tussen hoe die Jode gered word en die heidene. Inteendeel, ons sou dink dit sou beter wees om te sê die heidene word net soos die Jode gered. Dis nie wat hy doen nie. Die Jode word net soos die heidene gered. Dit sou nogal vir hulle laat dink het. Kan ek dit so stel, ek en jy word nie gered omdat jy in die kerk groot geword het nie. Jy word nie gered omdat jy gekatkiseer is nie. Jy word nie gered omdat jy voorgestel en aangeneem is nie. Jy word nie gered omdat jy in 'n Christelike huis groot geword het nie. Jy word gered deur genade alleen. Handelinge 15 vers 11. Jy word gered deur genade alleen, net soos al die ander ongelowiges wat nog gered gaan word. Ons word nie anders gered nie. Ek en jy word ook nie gered omdat jy 'n blanke Afrikaner is nie, maar jy word net so gered soos enige iemand in Noord-Afrika of in Malawi of in Indië of in Pakistan wat tot geloof kom. Ek en jy word net so gered. Die gronde van jou redding is niks anders nie. 'n Tweede les is, net 'n toepassing uit die gedeelte uit, iemand anders wat gered word van 'n ander agtergrond, hoef nie al jou kultuur en dingetjies oor te neem om gered te word nie. Hulle wou al hierdie Joodse gebruike op hierdie heidene afdwing wat buite Bybelse Joodse gebruike was, en net so moet ons versigtig wees. Ons kan nie verwag as iemand tot bekering kom met hulle nou al ons gebruike aanneem nie. Hulle moet gehoorsaam aan Christus wees. Weet julle wat het hulle vir hulle geskryf? In daai selfde Handelinge 15 vers 19. Hulle skryf toe vir hulle 'n brief. Handelinge 15 vers 19. Daarom oordeel ek dat ons die wat uit die heidene hulle tot God bekeer nie moet bemoeilik nie, maar aan hulle skrywe dat hulle moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is, en van hoerery, en van wat verwrig is, en van bloed. Want van die oudheid af het Moses in elke stad, en dan gaan hy so aan. Vers 28. Want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te lê nie, as hierdie noodsaaklike dinge, dat julle heel onthou van afgodsoffervleis en van bloed en van wat verwrig is en van hoerery. As julle hiervan onthou, sal julle goed doen. Vaarwel. Iets in ons tyd, pas op, wanneer Christene na my en julle toe kom en sekere Joodse gebruike op ons wil afdwing. Sekere dae wat gevier moet word, sekere feeste wat weer gehou moet word. Wees versigtig vir dit. Dit word nie deur die Bybel of deur God self op ons gelê nie. Dit is Christus alleen. So dis regtig 'n praktiese gedeelte. Die les is een evangelie vir almal deur al die eeue, deur die hele geskiedenis heen, alle nasies, maak nie waar ons gaan nie, een evangelie. Die evangelie van 2000 jaar terug is nog dieselfde evangelie vandag vir ons. Die laaste punt, en net 2 sinnetjies oor dit. Die besorgdheid van die evangelie in ons tyd, vers 10. Dit was vir my interessant, dat hierdie deel van dit is.
Petrus, Johannes en Jakobus sê toe vir Paulus en Barnabas en Titus, alleen moes ons aan die armes dink, wat ek my juis beywer het om te doen. Weet hulle sê vir hulle, onthou net dit, dis is daai laaste woorde. Ons het nou vir julle baie dinge geleer, onthou net dit, gee om vir die armes. En ek wonder toe oor dit, hoekom is dit deel hier? Ek dink is goed vir ons, dis 'n deel van die evangelie wat ons vergeet, is om armes te versorg. Die van julle wat notas neem, Deuteronomium 15 vers 7 tot 8, wanneer een van jou broers of jou volksgenote by jou bly en hy swaar kry, sorg vir hom. Ons moet, dis Bybels. Weet julle wanneer die Here ons red, kom ek stel dit so, die evangelie is nie 'n teorie nie, dis 'n praktyk. Die evangelie is nie kopkennis nie, dis iets wat jy uitleef. En een van die beste maniere is om vir ander mense te sorg. Weet julle wat was nog meer interessant? In Handelinge. Dis interessant dat Paulus in sy derde sendingreis was net so na sy tweede een, baie vinnig. Weet julle wat het hy gaan doen? Hy het na die heidense gemeentes toe gegaan, julle kan dit gaan lees, na die heidense gemeentes toe gegaan. Onthou nou Petrus en Johannes en Jakobus het gesê, onthou die armes in Jerusalem, né? Daar was 'n hongersnood gewees, Handelinge 11, Handelinge 12, Handelinge 15, daar was 'n hongersnood gewees. Paulus gaan na die heidense gemeentes toe, en hy samel geld in, en met sy derde sendingreis, vat hy daai geld Jerusalem toe. Die heidense gemeentes gee geld vir die Joodse gemeentes in Jerusalem. Ek en julle moet daaruit leer. Oom Louis het terug het hulle in die Bybelstudie gepraat van hoe gelowiges selfs oor in die denominasie en in ander gelowiges en in ander kerke se lewens saamwerk en vir mekaar omgee. Ek en julle moet seker maak dat in hierdie kerk die evangelie suiwer bly. Met ander woorde, ons spreek die evangelie wat Christus alleen en dit wat die apostels gepreek het. Ons gaan terug na dit toe wat opgeskryf is in daardie tyd. Ons spreek die evangelie vir almal, tweedens. En derdens, in praktyk gee ons om vir mekaar. Mag die Here ons help dat dit nooit van hierdie kerk gesê word dat ons 'n ander evangelie preek nie, dat ons suiwer sal bly. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam en dan gaan ons saam die nagmaal gebruik. Ons Vader wat in die hemel is, ons is baie keer benoud as ons dink hoeveel dinge kon in 2000 jaar verander. Stories wat versprei word en die oorspronklike storie word heeltemal verdraai, hoeveel te meer nie, deur duisende mense oor 2000 jaar. Maar ons dankie dat u woord vas staan. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig. Ons dank u dat u hierdie manne geïnspireer het, vir Paulus en Petrus en Johannes en Jakobus, Matteus en Markus en Lukas, elke een van hulle, om die evangelie neer te pen wat hulle gepreek het. Selfs so, dat dit ondersoek kon word, dat daar navorsing gedoen kon word onder mekaar en dat die feite op die tafel is. En ons dank u vir u woord, ook vanoggend. Ons bid dat u ons as 'n gemeente sal help, dat ons u saam sal verheerlik, dat ons vas sal staan op dit wat waar is, en dat ons in hierdie gemeente ons sal stry vir die behoud van die gesonde evangelie. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.